Goeiedag en hartlik welkom by NG Weerda Park se digitale bediening. Ek hoop dat jy nie te koud kry daar by die huis vandag nie. Hierdie week het ons nogal lekker onkant gevang met die koue weer. Maar soos wat die seisoene draai, word ons ook bewus van die verskillende seisoene waardeur ons in die lewe beweeg. En hierso by NG Weerda Park is ons jaartema saam op reis. En in hierdie kwartaal erken ons dat die reis ons verander. En verandering en transformasie is deel van die lewe. En so word ons vandag geroep na 'n teksgedeelte toe in Johannes 14. 'n Gedeelte wat gaan oor 'n manier van leef. Waar Jesus uiteindelik na sy disippels toe kom, kort voor sy kruisiging, waarin hy vir hulle sê dat hulle nou die pad vorentoe gaan moet stap waar hy nie meer fisies by hulle gaan wees nie, maar dat hy hulle nie alleen los nie. En so het hulle lewensreis ook verander en hulle reis vorentoe het 'n groot invloed daarop gehad. Nou, ek en jy lewe hierso vandag in 2026 in 'n heeltemal 'n ander tyd geleef, waar ons geroep word om nog steeds God se koninkryk sigbaar te maak in die wêreld daar buite. En wanneer ons vandag na hierdie gedeelte saam luister, gaan ons die Here ook vra om die gedeelte aan ons te openbaar en om ons nederig te maak en om ons leerbaar te maak, sodat ons nie onsself sal vereer deur die woord wat ons vandag ontvang nie, maar uiteindelik sal leer hoe om God se koninkryk in liefde sigbaar te maak. So voordat ons saam lees uit Johannes 14 uit, van vers 15 tot by vers 21, kom ons word stil en ons dank die Here vir die voorreg van sy woord. Liefdevolle God, Hemelse Vader, dankie vir die rykdom en die omvang en die wysheid waardeur U woord aan ons openbaar. Here, gee dat ons nie uit eie wysheid of selfinsig vandag sal U woord ontvang nie, maar in absolute opregte nederigheid en leerbaarheid. Dat ons daardeur sal groei en ook daardeur vrede sal vind, sodat ons in 'n wêreld kan inbeweeg waar ons U woord kan sigbaar maak. Dat ons kan ontdek wie U is en ook hoe ons aan U verbind is. Dankie vir die voorreg wat ons het om vandag U woord te kan ontvang en seën dit in ons harte. Amen. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet, en wie my liefhet, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê, en myself aan hom bekend maak. Ons kry in hierdie gedeelte 3 baie belangrike elemente van ons verbintenis aan God. Liefde, gebooie en lewe. Ons hoor ook hierdie noue verbintenis van God se Vader in Christus en ons Christus in ons en hierdie intieme verbintenis wat bevestig word deur die teenwoordigheid van die Parakleet, die Heilige Gees, die Helper, die een wat sal rig en sal lei. So ons gaan vandag so 'n bietjie stil staan by hoe hierdie gedeelte praat oor liefde en ons gaan 'n bietjie praat oor wat is liefde, oor gebooie of wette of voorskrifte of riglyne, die verbintenis tussen daai twee en dan uiteindelik ook lewe, hoe dit uitvloei in die lewe. So kom ons begin by liefde. Nou ek dink as ek vir elke liewe persoon moet vra wat is liefde, sal elkeen 'n ander antwoord hê. Liefde is nie iets wat ons met woorde kan definieer nie. Partykeer reduseer ons ook liefde tot 'n gevoel, 'n emosie, 'n warmte.
Maar liefde is baie meer en baie dieper as dit. Ons sukkel soms om liefde uit te druk in woorde en met taal en met redes. Daar's vreeslik baie selfhelpboeke geskryf en boeke vir verhoudings wat gaan oor sogenaamde liefdestaal, dat daar verskillende maniere is om liefde uit te druk in dingetjies wat ons doen of in woorde wat ons sê of deur aanraking en so het elkeen nou sy eie liefdestaal. Maar waar kom liefde vandaan? Is dit iets waarmee ons gebore word? Is dit iets wat ons in 'n boek kan gaan leer, 'n klas wat ons op skool kan vat of op universiteit 'n vak waarin ons bemeester kan raak en deur die bemeestering van die kennis van liefde sal ons liefde ontvang? Is dit iets wat ons het? Is dit iets wat ons gee? Hoe vang ons liefde vas? En in eenvoudige taal openbaar die Bybel aan ons wat liefde is. God is liefde. En ons verstaan liefde en ons leer liefde ken wanneer ons God leer ken. Liefde is ook 'n verhoudingswoord. Liefde kan nie bestaan buitekant 'n verhouding nie. Jy kan nie weet wat liefde is of liefde ervaar buitekant 'n verhouding nie. Dit gebeur binne 'n verbintenis tussen mense, 'n verbintenis aan God en ware liefde sien ons in God se liefde, want dit is onvoorwaardelike liefde. Liefde is ook 'n woord wat ons gebruik, 'n woord wat wel integriteit kry slegs deur dade. Dit help veel jy sê jy is lief vir iemand sonder dat jy dit bewys. Maar dit is baie belangrik dat ons dit moet sê, nê? Nee? My vrou weet ek is lief vir haar, maar as ek gaan ophou om dit vir haar te sê en as my dade dit nie bewys nie, dan is daardie liefde leeg. Nou liefde is ook verhewe bo rede. OK. Nou net vir 'n oomblik daar stil staan. Ons is nogal vandag geneig om 'n rede te soek vir alles. In ons westerse beskawing en die modernisme met wetenskap en tegnologie moet daar tog 'n rede wees vir alles. En ons hou nogal daarvan om hierdie te gebruik selfs in 'n geloof dat daar's 'n rede vir alles. Alles het 'n rede. Maar die woord rede beteken 'n verduideliking, 'n rasionele ding wat ons kan vasvang. En dit kom eintlik uit denke. Dit gaan gepaard met denke, nê, 'n rasionele, meetbare verduideliking vir iets. Daar's 'n rede vir hierdie mikrofoon wat hierso staan. Daar's 'n rasionaal agter dit. Daar's denke agter dit. Maar liefde is verhewe bo rede. Liefde is nie afhanklik van rede of verduideliking nie. As ek onthou die storie, daar was op 'n stadium iemand gewees wat gevra het, hoe weet jy jou vrou is lief vir jou? En die man sit so vir 'n oomblik en hy bly stil en hy kry so 'n glimlag op sy gesig. En dit is die regte antwoord. Daardie glimlag wat opkom wanneer hy daaroor dink. Jy het nie 'n wandrede nodig vir liefde nie. Dit is groter as rede. Nou, die wetenskap leer vir ons dat ons breine, die grootste gedeelte van ons breine is eintlik nie rasioneel nie. Word gemotiveer deur gevoelens en emosies. Dis hoekom jy kan 'n scary fliek kyk in die aande, 'n fliek wat jou dalk bang laat voel. Jou rasionele denke sê vir jou, jy weet, dis net 'n storie. Dis nie reël nie, dis nie werklik nie. Tog is jy bang. Dit wys ons net dat ons baie meer gewire is vir gevoelens en emosies wat groter is en verhewe is bo rede. So liefde kan nie in verduidelik word nie. Dit is groter en verhewe bo rede. Dis hoekom God het nie 'n rede nodig om lief te wees nie, want hy is in wese liefde. Kom ons praat oor gebooie, want hierdie gedeelte maak die verbintenis: as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. Nou gebooie of gebod, 'n wet of 'n reël of 'n riglyn, daar's 'n baie diep geskiedenis agter hierdie woord. En ons weet in die Ou Testament het dit so gewerk dat
jy slegs redding sou kon ontvang as jy die wet onderhou. Met ander woorde, redding en wat is redding? Redding kom uit liefde. As jy nie lief is vir iemand nie, gaan jy hulle nie red nie, nê? Maar daardie liefde was op grond van verdienste gewees, nê? Jy moes 'n klomp wette as jy 'n Jood was, 'n klomp wette en reëls nakom en onderhou om liefde te kan kry. Maar hier word dit omgedraai. Nie as julle my gebooie onderhou, sal ek julle lief hê nie. Nee, as julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou. So daar kry 'n nuwe vorm vir die riglyne wat God vir ons gee, die wette en voorskrifte wat God vir ons gee. Dit kom vanuit liefde vir hom. So ons weet God is lief vir ons, ons ervaar God se liefde. Hoe kan ek vir God wys dat ek lief is vir hom? Ek lewe volgens sy wet en volgens sy wil. Ek soek sy wil, ek soek sy wet en ek rig my lewe daarvolgens my lewensreis. Ek is op reis op soek na die wil van God en ek leef om daardie pad van God uiteindelik te stap. Nou so 'n bietjie oor die Johannes gemeenskap. Daar is groepe wat Jode was wat tot bekering gekom het en Christen geword het, maar hulle wou nog vashou aan hierdie wette en hulle het nog gedink dat om die wet te onderhou vir hulle redding sal bring. Maar hier word dit baie duidelik in die Johannes Evangelie gestel dat God se redding kom uit liefde wat onvoorwaardelik is, nie iets wat ons kan verdien nie. Ons kan nie liefde verdien by God nie. Ons kry dit onvoorwaardelik. Maar die vraag is hoe reageer ons uiteindelik daarop? En wat is dan nou die groot gebod? Wat is dan nou die wet wat ons moet nakom? En julle sal onthou, Jesus openbaar die belangrikste gebod wanneer hy sê jy moet die Here jou God lief hê. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So die reaksie op God se liefde is 'n gebod van liefde. Omdat God ons liefhet, moet ons hom lief hê en mekaar lief hê en onsself lief hê. Ek wil hê jy moet net vir 'n oomblik bietjie dink van daai drie: liefde vir God, liefde vir jou naaste en liefde vir jouself. Watter een is vir jou die moeilikste? Watter een sukkel jy die meeste mee? Miskien is jy te hard op jouself. Miskien oordeel jy ander te maklik. Miskien sukkel jy om God se genade te aanvaar vir jouself. En waar het jy nodig om na God toe te gaan en te vra, Here, help my. Leer my hierdie onvoorwaardelike liefde. Leer my om dit te leef. Vers 20 sê op daardie dag sal julle weet ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Wanneer ons sukkel met liefde, sukkel om liefde te aanvaar of sukkel om liefde te gee of te deel of dit te leef, is dit dikwels omdat ons uitgevoel of uit verbintenis is met die bron van liefde wat God self is. Ons is vandag verskriklike besige mense. Ons het vol kalenders en ons is oorgestimuleer. Ons het 'n magdom van inligting wat oor ons pad kom. En ons voel soms te moeg of te gedreineer om in liefde te kan leef. So hoe kan ons weer in aanvoeling kom met God, die bron van liefde, dat ons geënergeer kan word om uit liefde uit te leef? En ek dink die vraag is, waar gaan soek jy vir God? Ons dink soms God is daar buite of God is net op sekere plekke en ek moet gaan om God te soek. Maar luister na hierdie woorde van vers 20. Ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Met ander woorde, God, die bron van liefde, is binne in ons. God se gees leef binne in jou. Maar hoekom voel God dan soms ver as God dan binne in ons is? Dit is omdat daar binne elkeen van ons twee stemme is. Die een is God se stem wat kom sê ek is lief vir jou. Jy is my kind. Ek het my lewe vir jou gegee. Ek wil hê jy moet hierdie liefde leef en voorspoedig wees en dat dit moet goed gaan met jou. Ek wil hê jy moet lief wees vir ander mense. Ek wil hê jy moet lief wees vir jouself. En dan is daar die stem van die sonde. Die ander stem wat sê jy is nie goed genoeg nie. Jy moet harder werk.
'n stem wat sê kyk hoe sleg is al die mense in hierdie wêreld. Kom ons oordeel hulle. Kom ons besluit wie is reg en wie is verkeerd. Dit is die twee stemme wat aan die beklei is binne in elkeen van ons. So watter stem wen? Ek wil afsluit deur hierdie storie te vertel. Die boer vertel vir sy kleinseun op 'n dag. Hy sê binne in ons is daar twee wolwe wat die heeltyd met mekaar beklei. Die een is 'n goeie wolf, 'n wolf wat goeie dinge wil hê, goeie dinge doen, wat liefdevol is, wat genadig is, wat nie oordeel nie. 'n Wolf wat ons die goeie dinge wil leer. En dan is daar die slegte wolf, die wolf wat oordeel, wat kwaadpratig is, die heeltemal die teenoorgestelde hiervan is. En die klein seentjie vra vir die ouma, watter wolf wen? En hy sê vir hom, die een wat jy voer. So watter wolf voer jy? Voer jy die stem wat goeie dinge wil hê vir jou? Luister jy na daardie stem? Is jy gehoorsaam aan daardie stem? Want dit is die kos, nê? Die kos is gehoorsaamheid, die een wat ons volg. En dit is nie altyd maklik nie, nê? In 'n wêreld wat ons gereeld wil intrek in 'n ander storie in, wat vir ons wil sê dit is reg en dit is verkeerd. Is dit soms moeilik om die stem van God te hoor. Daarom is dit belangrik dat ons ook geloofsdissipline moet handhaaf in ons lewe. Tyd moet maak om stil te word, sodat ons kan onderskei tussen die stem van die wêreld en die stem van God. So maak tyd in hierdie week in jou dag om stil te word, om te luister na God se stem, om uiteindelik ook sy liefde te kan ontvang. Kom ons vra die Here om ons hierin te lei. Hemelvader, dankie dat U ons liefhet onvoorwaardelik. Dankie dat U die stem van vrede en kalmte is in 'n wêreld wat woel en raas. Seën ons Here met onvoorwaardelike liefde vir ons naaste, vir onsself en Here dat ons in gehoorsaamheid ook kan wys dat ons lief is vir U. Gee Here dat ons met alles in ons sal lewe tot eer en verheerliking van U naam en U koninkryk, nie vir onsself nie, maar vir U wat vir ons geleef en vir ons gesterf het. Amen.